Also ek groet jou in Jesus wonderlike naam, geseëne van die Here op hierdie lieflike Sondagoggend. Weereens het die Here 'n woord vir jou. En ek bid dat Vader God jou met die Heilige Gees sal aanraak. Ek is net die spreekbuis vir die woord en ek kom lewer dit af. Ek sal altyd uitroep en bid, net soos wat Jesaja uitgeroep het, wat hy sê, Here, gebruik my, hier is ek. Sit 'n vuurkool op my tong, gebruik my net. Here, ek gee nie om nie, U kan my opgebruik ook, maar jy moet die woord kan ontvang, en jy moet kan moed hou. Ons leef in 'n tyd, wat soveel chaos, en soveel ander stemme, en daar is 'n warboel van dinge oor die wêreld, en in ons eie land wat gebeur, selfs in kerke en Christendom, en mense wat dinge sê en doen, en ek wil amper vir jou sê, Christene wat mekaar aanvat in hierdie tyd, ons moet op Jesus fokus. Kom ons verloor nie ons fokus in hierdie tyd nie. Fokus op Jesus. Jy help nie fokus op die eindtyd, jy help nie fokus op die weggeraping, jy help nie fokus, kind van God, op die chaos nie. Dis wat die bose wil hê. Hy wil hê met na die storm kyk en bang raak en sink. Terwyl jy in Jesus se oë kyk, en Jesus se hand vat, gaan jy nooit sink nie. Hou vas in die Here, onthou dit altyd. Dit is maklik om te praat, en dit is vreeslik maklik om selfs te droom, en dinge te bedink, en die woord te hoor, maar in geloof te staan, in die woord uit te lewe, dis wat saak maak. Prys die Here. Kom ek hier bid gou saam. Vader, ek dank U hier waar ons in 'n openlig kerk, openlig diens, openlig tyd het, Here, wat ons op hierdie Sondagoggend net kom en sê, Here, ons het U nodig. Here, ons is afhanklik van U. Here, ons wil nie net 'n woord hê nie, ons wil 'n kragtige woord en vuur hê. Heilige Gees vuur wat ons dryf. 'n Woord, Here, wat ons binne in ons harte bære, in ons mens wees en kan sê, ek sien kans vir hierdie wêreld, want my God is met my. Met my God spring ek oor 'n muur, maar met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God sien ek kans vir die lewe, want die Heilige Gees lei my. God is my alles. Amen, amen en amen. Mag hierdie woord nou van krag vir jou wees. Jy weet, kind van God, een van die dinge wat uitstaan in hierdie woord is, wat die Here van my wys weer eens, God laat baie keer probleme in ons lewe toe, sodat ons by 'n plek kan kom om hom alleen met hom te praat, alleen hom te soek, en wat ons weet, ons is nie meer daartoe in staat om 'n verandering in situasies, omstandighede in ons lewe self te bring. Mense is nie daartoe in staat om ons te help nie. Ons kom baie keer op 'n plek wat ons besef, daar's net een plek. Daar's net by een plek die oplossing, en dis by die voete van die lewende ware God. En dis waar ons hoort. Baie keer laat die Here goed toe in ons lewe, nie as gevolg van omstandighede nie, nie as gevolg van die bose wat ons aanval nie, maar om 'n dieper verhouding met God te hê. Baie keer laat God toe, dat ek hier alleen moet voel, alleen moet wees, alleen 'n pad moet stap, sodat ons kan besef, dis net God, wat hierdie verandering in ons lewe kan bring. Ek stap self hierdie pad nou vir 4 maande, wat ek baie moet bid, baie met die Here moet praat, en dan kom die Here in alleen tyd soos in die nag, wat eers 'n droom van my gee, en Job 33 sê, hy praat met ons deur drome, maar die mens let nie daarna op nie. Hy waarsku die man om nie in 'n struik te trap nie. So kom die Here ook laasnag en hy praat met my en ek moet opstaan 1 uur en ek moet bely. Baie keer dink ons leef die lewe reg en ons bedoelinge is goed. En wys die Here sê, Here Sion, maar Sion, nee, dis nie my wil nie. Dit wat jy doen is nie reg nie. Jy dink is reg, jy dink is goeie bedoelings, maar is nie reg nie. Hier is die saak, en dan gee God die saak, en dan besef ek, Here, ek moet bely, ek is op 'n verkeerde weg, met ander woorde, waar ek dink ek is op die regte weg, maar dis maklik om te dink, en jou deur die emosies te laat lei, en omstandighede te kyk, en 'n roete
uit te werk. Jy weet daai formules wat ons baie keer in die lewe wil anker. Dan kom die Here en hy ruk so 'n bietjie daai anker uit. En hy gee jou so net 'n bietjie 'n skudding dat ek hier by die plek kan kom en sê, "Wag, 'n verhouding met God is meer belangrik om by die doelwit uit te kom wat God daar vir my het." En dan baie keer maak die Here 'n deur toe in jou lewe. Moenie daai deur oop forceer nie. As hy toe is hy toe. Jy weet baie keer selfs 'n deur wat dinge gebeur het in jou verlede, jy wil dit verander. Jy wens jy kon dit verander in jou gedagtegang, bedink jy dit weer. Sê die Here, moenie teruggaan nie. Fokus vorentoe. Want as jy teruggaan, gaan jy sink. Jy gaan dit nie maak nie. Bou op die rots Jesus. Ons sien weer eens, die kern bly weer eens, bou op die rots Jesus ten alle tye. Weet, as ons op sand wil bou, so wat hy vir ons verduidelik in Matteus 7, sand is baie keer los. En as jy 'n huis bou op sand, wat hy vir ons verduidelik deur die woord in Matteus 7, dan kom daar storms. En kind van God, die muur kan hoe sterk wees. Daai muur is geanker, is sterk, maar die sand is te sag om daardie sterk muur, kind van God, gestand te hou. Dan ruk die storm die sand onder die muur uit en die muur val in mekaar. Maar as jy op die rots Jesus bou, beteken dit, ek en jy moet baie keer in die lewe, moet ons 'n fondasie gaan grawe deur die sand. Nie op die sand bou nie, deur die sand. Die sand is die onstandvastige dinge, onstabiliteit, onsekerheid, ongeloof, sonde. Sand is baie keer dit waarop jy nie kan staat maak nie, wat nie stabiliteit gee, wat nie standvastigheid gee nie. So ek moet deur dit grawe in geloof, tot ek by die rots uitkom, en die rots is Jesus, en daarop bou ek. Dan kan enige storm kom, sê die woord, jou huis sal gestand bly. Jou huis moet Jesus ten alle tye hê. Jy moet Jesus ten alle tye uitleef. Maar nou weer eens, kom ek terug. Here wil partykeer alleen tyd met jou hê, om vir jou te wys. As jy 'n verhouding met hom het, sal jy weer 'n visie hê, sal jy weer uitsien na die lewe. Kind van God, selfs siekte, ondermynings, probleme, situasies, sal nie gestand hou nie. Dis die storm wat aankom na die muur toe. Maar jy het op die rots Jesus gebou, so, dit gaan niks aan jou doen nie. Al lyk dit hoe erg, sê Psalm 91, jy sal sien hoe dit aankom, maar dit sal geen effek op jou hê nie. Jy sal nie vrees nie. Want vers 14 sê weer eens, hy sê duidelik, omdat jy my lief het, sal ek jou red, sal ek met jou wees. Hy sê selfs, hy gee sy engele, sodat jy nie jou voet selfs teen die klip sal stamp nie. Met ander woorde, wat 'n klip? Omstandighede, situasies wat moeilik is in die lewe, dinge wat in die lewe seer maak, gaan nie meer seer maak nie, want God is met jou. Luister baie mooi wat sê die Here in die woord. Here verduidelik vir ons in 1 Konings 19 iets. Hy sê, weer eens kind van God, God laat baie keer probleme in ons lewe toe, sodat ons by 'n plek kan kom, om hom alleen, net met God daar te kan praat. Net met God 'n pad te kan stap. Ek vat dit weer eens terug na Moses toe ook. Onthou in die tyd toe Moses alleen was, stoksie alleen, 40 jaar as in 'n vreemde huis, trou hy selfs met 'n vreemde vrou, en pas hy skape op, maar wat gebeur? Wat so wonderlik is, God ontmoet hom alleen by 'n brandbos. Was nie maklik om skape dalk op te pas, in die koue te bly, 40 jaar alleen te wees, en al wat stem wat jy hoor in daai woestyn, wanneer jy skape oppas, buite in die geblaar van skape is jou eie stem nie. Maar daar kom 'n dag wat hy God se stem gehoor het, by die vuurbos, by daai brandbos, en dit is wat God vir jou ook het. Ons kyk nou na 2 Konings, ek korrigeer, na 2 Konings 19. Daar sien ons in 2 Konings 19 hoe die siekte en herstel van Hiskia eintlik in 2 Konings 20, maar 19 wys hy reeds vir ons iets anders wat vir my so pragtig is. In 19 kom hy en Hiskia het groot probleme met die Arameërs wat wil oorlog maak. En hy besef sy weermag is nie sterk genoeg nie. Hy besef sy regering, al praat hy, al het hy hoeveel vergaderings met hulle, al lê hoeveel beslag met hulle, en al praat hy hoe baie met die buurlande, gaan niemand hom kan help nie. Die Arameëse mag is te sterk, en hulle het reeds al die lande verslaan. Dan gebeur iets baie mooi. Hy gaan na die tempel toe. Miskien was hy die nag vol vrees gewees, en was hy nog bang gewees, kon hy nie slaap nie, maar hy tempel toe gaan, na God toe, en hy het daai briewe van die Arameëse koning neergelê, gesê, my Vader, help my. Ek kan nie, maar kyk hierso, kyk, dis waarvan hulle my aankla. Dit is my situasie, ek is alleen, dis net U wat my kan help, o God, maar hierdie nasie, ons land, kan net gered word, as U vandag intree, Here.
En dis net U wat kan help. My weermag kan nie, my kabinet kan nie, my raadgewers kan nie, ek kan nie. Ek is nou alleen, maar ek het 'n verhouding met U, o God. En dan gebeur die wonderlikste volgende ding. Ons sien hoe Vader God, ek weet nie daardie nag, spesifieke nag, of Hizkia geslaap het of nie, maar daardie nag het God nie geslaap nie, soos altyd, het hy een enkele engel gestuur, om 185.000 van daardie soldate in een oomblik uit te wis. Een engel, 185.000 soldate. Wat wys Vader God vir ons weer eens? In die tyd wat ons eintlik die nagtydperk in ons lewe, die donkerste tydperk in ons lewe, wat Hizkia geweet het, net God kan help. Die oggend, toe hy die boodskap kry, toe daar die koning opstaan, dat hy moet kom oorlog maak, is daar die koning op pad terug na sy eie land toe, is die oorlog klaar gewen. Met ander woorde, nog voordat Hizkia in ons terme, sy eerste beker koffie vir die oggend kon drink, die hane kon kraai, is die probleem reeds opgelos. Dis die God wat ek en jy dien. As ek en jy God in alles soek, nie by mense gaan hulp soek, nie in die omstandighede en ons formules nie, maar by God. Wat is nog groter wat hierin gebeur? Ons sien die volgende ding gebeur in die volgende hoofstuk. Hizkia het hierdie geweldige oorwinning gehad, en hy het hierdie diep verhouding met God, en hy bou sy land mooi op, maar skielik is hy dodelik siek. En hy lê in sy bed, en hy laat die profeet kom. En wat sê die profeet vir hom? Die profeet sê nie vir hom, Hizkia, nou sal jy genees nie, Hizkia, ek sal vir jou bid tot God nie, of ek lê vir jou hande op en ek bid vir jou nie. Maar die profeet sê vir hom, Hizkia, jy gaan sterf, is jou testament gereed. Die volgende probleem kom, met ander woorde, mega probleem. Weereens, 'n dokter kan hom nie help nie, weereens sy kabinet kan hom nie help nie, sy weermag kan hom nie help nie, die land kan hom nie help nie, maar ons het nou net tevore gesien, hoe God hom reeds gehelp het, toe hy in nood was, toe hy tempel toe gaan. En hier loop die profeet weg. Wat doen Hizkia? Hy draai sy gesig na die muur toe. Hy's alleen met God, toe die profeet loop. Hy stoksel alleen met God. Met trane roep hy uit en hy huil voor God. Hy smeek God. En wat doen Vader God? Vader beantwoord hom weer eens en voeg 15 jaar tot sy lewe by. Wat leer ons hier uit? Ons hardloop te veel na ons menslike bronne toe. Ons hardloop te veel na dit wat ons hoor, media platforms toe. Ons hardloop te veel na mense se raad toe. Jy hardloop dalk te veel na jou pastoor of dominee of prediker toe. Hardloop na God toe. Draai jou gesig ook na die muur toe en praat met God alleen. En die tweede plek wat baie belangrik is, jy kan ook gaan, kind van God, net soos Hizkia, na die huis van die Here toe en sê, hier is my petisie, hier is die aanslag, ek kan niks daaraan doen nie. In die huis van die Here. Hy kon net sowel in sy paleis gaan bid het of sy binnekamer, maar hy het opgestaan na die huis van die Here toe gaan en sê, help my Here. Here, ek kan nie meer nie. Ek sien daartoe in staat nie. God het hom alleen gekry om met hom te praat, vir hom te wys. Hizkia, maak op my staat, ek sal daar vir jou wees. Ek sal jou help. Ek sal vir jou die deurbraak gee. Ek sal die weermag wat vir jou te sterk is, sal ek self uitsorteer, want jy kan nie, jy het na my toe gekom, Hizkia, jy het nie jou weermag opgestel om hulle te gaan verslaan nie, jy het staat gemaak op God. Hizkia, toe jy siek was, het jy weer op God staat gemaak, kind van God, en dis wat belangrik is, ons hoor die woord, maar lewe ons die woord, ons hoor die woord, maar spreek ons die woord, ons hoor die woord, maar bid ons tot God, en roep tot God uit, en sê, ek sal op die water loop, want ek kyk in die oë van Christus, ek sal nie sink nie, ek sal nie opgee nie, met my God sal ek 'n bendestorm loop, met my God sal ek oor 'n muur spring, met my God is daar altyd antwoorde en uitkomste, ek sal nie opgee nie. Is dit jou gesindheid? Dit moet jou gesindheid wees, nie om soos 'n Job op 'n ashoop te gaan sit nie, die ashooptyd is verby, kind van God, maar by die voete van Jesus te sit, soos 'n Maria, te sê, terwyl Martha oor die sorge van die lewe te besig is, het ek tyd om by my Jesus uit te kom, want dis hierdie tyd wat my krag, autoriteit gee, my alleen tyd met hom, en ek sal nie toelaat, laat daar geïnterfereer word in my alleen tyd nie, deur niks in hierdie lewe nie, my tyd met God is te belangrik. Hoe lyk tyd met God? Ons kyk weer eens na 1 Samuel 1, toe Hana uitgeroep het voor Vader,
Toe almal gaan partytjie hou en gaan eet dit en hulle gaan vul dit nadat hulle kom en stel dit in ons terme uit die kerkdiens uit dan gekom het in ons terme. As hulle daar tuis en dis so lekker en daai etes is voorberei en almal geniet dit, besluit sy ek gaan nie eet nie, want daar's trane nie net op haar wange nie, maar in haar hart en 'n rou seer want sy wil 'n kind hê en sy wil 'n seun hê vir haar man. Al sê haar man uit haar hoe lief, het sy hierdie hartsbegeerte en haar man kan dit nie vir haar gee nie en niemand nie. So, sy gaan na God toe, alleen tyd met God. Terwyl almal daar buite gelukkig is en lekker eet, is sy besig om te bid en die woord sê sy het lank gebid. Moenie dat mense ander dinge vir jou vertel nie. Ek sien hierdie goed gebeur in die woord. Sy het lank gebid en uitgeroep oor hierdie situasie voor Vader God. Dit gaan neer lê. Kind van God, wat leer ek jy daaruit? Sy het basies 'n verbond met God gesluit. Sluit jou verbond met God, nie met mense nie. Nie met vriendskappe nie. Wees jy vertroubaar teenoor vriende, gasvry, opreg, bemoedig ander deur die woord wat God vir jou gee, maar leef jy die woord uit, sodat jy nie net 'n woord uitgee nie, maar 'n woord lewe ook. Dat jy die een is wat gaan bid vir jou vriende, dat jy die een is wat bid vir jou huis, dat jy die een is wat bid vir ons bedieninge, ander bedieninge, dat jy die een is wat saai deur gebed en uitroep voor Vader God en wat 'n verskil maak deur gebed. Maar nog meer, wees jy die een wat vinnig na God toe hardloop en tyd met hom kan spandeer, alleen tyd. Want dis in haar alleen tyd wat God haar beantwoord het. Nie terwyl hulle dan in ons terme in die diens was nie, maar haar alleen tyd wat sy gaan spandeer het voor Vader. Dis in die alleen tyd wat Vader Hiskia beantwoord het. Alleen tyd wat Vader God Moses by die brandbos gehad het. Dis in daardie tyd wat ons eensaam voel en dink mense het ons vergeet en dink ons is totaal verlore. Sê God, nee, ek soek jou nader in my. Ek wil 'n dieper gesprekvoering met jou hê, 'n dieper verhouding, wil hê jy moet net op God vertrou, dis wat hy wil hê. Kind van God, ek sluit af in die volgende, moenie opgee nie, maar spandeer jou tyd met God, want God het nog nooit opgegee nie. God het jou gemaak, nie dat jy moet opgee nie, maar dat jy 'n verhouding met hom moet hê, nie 'n verhouding met hierdie wêreld hê, in die chaos nie, dat jy moet bou op die rots Jesus, maar dit kos om te grawe, dit kos om te doen, om daardie sand weg te vat, en dieper te grawe, tot jy die standvastige rots Jesus het, waarop jy bou. Matteus 7, wat jy vir jouself kan sê, hierop sal ek bou, op Jesus. Ek sal op die water loop, my muur, my huis is sterk gebou, op die fondasie Jesus. Ek self is in Jesus Christus gevestig. Dis wat God vir jou gee, want jy is die geseëne van God. Kom ek jy bid gou saam. Vader, ek dank U vir die woord, vir die waarheid, vir die diepte wat U vir ons gee, en dat U ons weer eens beantwoord het. In Jesus naam, amen, amen en amen.